gebed. Wat 'n wonderlike seën wat ons oor ons eie lewens, oor ons families, oor ons nageslagte kan uitroep. Mag U guns oor ons lewens wees. Mag U genade ons dra. Mag U krag ons sterkte wees, Here. En mag ons altyd hierdie getuienis op ons lippe dra, dat U die God is wat voorsien, dat U die God is wat dra, dat U die God is wat 'n reddende regterhand uitsteek om ons te red, dat U die God is wat vrede gee, dat U die God is wat herstel, dat U die God is wat nader trek, en dat U die God is wat lewens verander. Dankie daarvoor, Here, dat ons vandag 'n getuienis is van wie U is. U genade oor ons lewens. En ons dankie daarvoor in die kosbare naam van ons koning Jesus Christus. Amen. Amen. Baie, baie dankie. Missionary gemeente, neem asseblief jou sitplek in. Dit is Moedersdag. En van my kant af wil ek ook vir elke moeder in die gemeente, en Marius het dit klaar gesê, of jy 'n biologiese ma of 'n aanneemma of 'n geestelike moeder is, of iemand wat 'n rol vervul van 'n moeder ergens, mag die Here jou seën. Mag dit vandag vir jou 'n dag van herinnering wees, maar ook 'n dag net van beleef. Dat ons jou waardeer, ons is lief vir jou, en dat die Here jou in hierdie posisie gesit het, en hy sal jou die krag gee om aan te hou om te doen wat jy doen. Nou, ek wil vandag praat oor moederlike moed. Oor wat dit verg baie keer vir 'n moeder om 'n moeder te wees. Want daar gaan baie keer durf en moed saam met die titel moeder. Dit is hoekom ek dink dit die kern is van die woord moeder, moed. Nie moed met 'n T nie, né? Want baie keer dink ons moeders moed maar net. Maar moed met 'n D, moed, om durf te hê, om moed te kan hê. En ek wil stil staan by iemand in die Bybel van wie ons nie baie weet nie, nie baie lees nie. Daar's nie baie preke oor haar gepreek nie, en daar's nie baie boeke oor haar lewe geskryf nie. Daar's nie seminare wat oor haar aangebied word, soos byvoorbeeld iemand soos Esther nie. Maar iemand baie, baie spesiaal, want haar geloof het die geskiedenisboeke herskryf. As jy haar verhaal lees, en dit is 'n baie kort verhaal, dan sal jy die impak van haar lewe en haar aksie verstaan. En ek praat van Jochebed. En as jy nog nooit van Jochebed gehoor het nie, dit is Moses se ma. En haar storie is 'n baie kort verhaal, maar die waarhede wat ons uit haar lewe leer, kan lewensveranderend wees. So maas, ek praat vandag spesiaal met jou, en mag die lewe en die besluite en dit wat Jochebed gedoen het, mag dit jou lewe vandag kom inspireer. Nou sy en haar man Amram was deel van die stam van Levi. So hulle was Lewiete gewees. En haar verhaal begin toe die volk van Israel vasgevang was in Egipte. Ons almal ken die storie van Moses, maar haar verhaal spesifiek is vir my so mooi, want onthou Farao het op daardie tyd het hy agtergekom dat die Joodse volk besig is om toe te neem in getalle. Hulle was vrugbaar, hulle het vermeerder. En hy het gesien dat as daar 'n klomp Joodse seentjies gebore word, dan gaan daar eendag 'n weermag kan wees wat teen hom gaan opstaan, en dan is hulle in die gevaar. En toe het hy die bevel gegee dat al die Joodse seuns geneem moet word en in die Nylrivier gegooi moet word. So of die babatjies gaan verdrink, of die krokodille gaan hulle vang, of hulle moes die babatjies op so 'n manier vermoor. Baie, baie wreed. En nou ek wil vir julle gou die verhaal
As julle saam met my sal lees in Exodus 2, wil ek gou vir jou die verhaal lees, is 10 verse, maar bear with me. Lees gou net hierdie pragtige verhaal. In hierdie tyd het 'n man uit die stam van Levi met 'n vrou uit dieselfde stam getrou. Die vrou het verwag en 'n seun in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom vir 3 maande weggesteek. Nie baie lank nie, né? 3 maande. Toe sy hom nie langer kon wegsteek nie, het sy 'n mandjie van riet gevat en dit met klei en pik water dig gemaak en sy het die baba in die mandjie gesit en hom tussen die riete van die Nylrivier weggesteek. Die baba se sussie het hom van 'n afstand af dopgehou. Een van Farao se dogters het afgekom na die Nylrivier om hom daar te kom bad. Haar bediendes het op die oewer wag gestaan en toe die prinses die mandjie tussen die riete sien, het sy een van haar meisies uitgestuur om dit te gaan haal. Toe sy die mandjie oopmaak, kry sy die seentjie wat daarin lê en huil. Shame. Besig om 'n babatjie te wees. Weg van sy ma af, honger, koud, in die Nylrivier, hy huil. Sy het hom jammer gekry. Dit moet een van die Hebreëse kinders wees, het sy gesê. Die seentjie se suster het toe nader gekom en die prinses gevra, sal ek 'n Hebreëse vrou gaan haal om die baba vir u te versorg? Ja, asseblief, het die Farao se dogter geantwoord. Die meisie het die seentjie se ma gaan roep, vat hierdie babatjie en gaan voed hom. Het die Farao se dogter vir haar gesê, ek sal jou daarvoor betaal. Sy eie ma het hom gevat en gaan versorg. Toe hy groot genoeg was, het sy hom na die Farao se dogter gevat en sy het hom as haar eie seun aangeneem. Sy het hom Moses genoem, want, het sy gesê, ek het hom uit die water gehaal. Pragtige verhaal. Maar ek dink, as jy dit van 'n ma se perspektief sien, is dit dalk 'n baie moeilike verhaal. 'n Baie moeilike storie. Maar as gevolg van dit wat Jochebed gedoen het, is sy opgevang in hierdie hoofstuk van geloofshelde, wat ons in Hebreërs 11 lees. En ek wil vir jou vers 23 lees. Dit sê, deur die geloof is Moses na sy geboorte, deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was. Interessant, né, dat die Bybel dit weer herhaal. Moses was 'n mooi man. En hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. En hierdie is 'n baie belangrike punt. Liefde verdryf vrees. Dink 'n bietjie daaraan, moeders. Die liefde wat jy vir jou kind het, verdryf vrees. En ek wil 'n bietjie daaroor gesels. In die heel eerste plek, Farao gee die bevel dat al die seentjies vermoor moes word. En Jochebed kies om nie die bevel te gehoorsaam nie. Sekerlik was daar vrees in haar hart. Maar sy het gekies om nie deur die vrees wat sy ervaar en wat sy beleef, beheer te word nie. En hoe maklik gebeur dit, né? Ons is bang, ons hoor iets, ons maak besluite as gevolg van 'n vrees wat ons het. Ons kry slegte nuus en ons tree op 'n sekere manier op. Ons ervaar druk en as gevolg van vrees is daar besluite wat ons neem. Vrees oorheers baie keer ons lewens. En dan maak dit dat ons optree vanuit daardie plek van vrees. Maar nie Jochebed nie. As ma het sy opgetree vanuit 'n plek van liefde, nie vrees nie. En daardie liefde is 'n dapper, beskermende liefde. Sy wou sien dat haar seun lewe. En daardie tipe liefde is so tipies aan die liefde van 'n moeder. En dit sluit dan vir my so mooi aan by 1 Johannes 4 vers 18 wat sê, volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie, want dit dryf die vrees uit. Jochebed se liefde vir haar kind het haar laat doen wat sy moet ten spyte van die gevare. Sy het geweet, nog steeds as ek my kind in hierdie mandjie sit, ek het hom wel waterdig gemaak so die mandjie gaan dryf, ek weet nie vir hoe lank nie, maar die mandjie gaan dryf. Maar is nog steeds in die rivier met dieselfde krokodille, dieselfde gevare is daar. Daar is dalk stroomversnellings,
Dis nie 'n goeie plek, 'n veilige plek om in te wees nie, maar ten spyte van dit het sy deurgedruk. Ten spyte van dit het sy liefde geopenbaar. En hier is iets wat jy moet onthou, moeders. Vandag staar jy dalk sekere vrese rakende jou kinders in die oë. Oor hulle toekoms. Wat gaan van ons kinders word? Dalk is jou kinders ver van jou af. Dalk is hulle oor see. Jy weet nie wat in hulle lewens aangaan nie. Jy weet nie wat se besluit hulle neem nie. Jy het 'n bekommerde hart. Maar mag daardie vrees nie jou lewe oorheers nie. Mag jy op 'n plek kom dat net soos Jochebed, dat geloof harder sal praat as die vrees wat jy dalk in jou lewe mag beleef. En mag geloof daardie stem van vrees in jou lewe kom stilmaak. Maklikste manier om dit te doen is om te glo dat die Here 'n rol in jou kind se lewe sal vervul. So daarom mag ons nooit ophou bid nie, né? Dis die grootste geskenk wat jy vir jou kind kan gee, is om aan te hou om vir jou kind te bid. Maar wanneer jy voel jy verloor beheer, jy weet nie wat gaan gebeur nie, dit is dan wanneer jy op die Here moet vertrou en in hom moet glo. Maar ek en jy weet, geloof is nie altyd genoeg nie. Want ons moet baie keer oorgaan in aksie. Geloof benodig aksie. Hoor wat sê Jakobus 2 vers 26. En ek lees vir jou uit die Nuwe Afrikaanse vertaling. 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. Né? As jy op 'n asemhaal, dan gaan dit dood. Net so is geloof wat nie tot dade kom nie. Dit is ook dood. Die ou vertaling sê, geloof sonder werke is dood. Ons ken daardie spreekwoord op so 'n manier. Maar hy sê geloof wat nie tot dade kom nie, wat nie tot aksie oorgaan nie, is dood. En ek is so dankbaar vir Jochebed wat geloof in aksie gesit het. Sy het opgetree. En weer eens, ek dink dit moes een van die moeilikste besluite gewees het om te neem. Maar Eksodus 2 vers 3 sê die volgende: toe sy hom nie langer kon wegsteek nie, het sy 'n mandjie van riet gevat, soos hy eerstens 'n mandjie gevleg, sy het tot aksie oorgegaan, en toe het sy dit met klei en pik waterdig gemaak. En toe het sy die baba binne in die mandjie gesit en hom tussen die riete van die Nylrivier versteek. Sy het nie gewag dat die soldate aan haar deur kom klop nie. Want wat in daardie tyd gebeur het, is daar was 'n sensusopname gemaak van al die vrouens wat swanger was. En dan het die wagte, die soldate van die Egiptiese weermag het gereeld gaan kyk watter van daardie vroue het al 'n geboorte geskenk. En as daar meisies was, dan was jy okay. Maar as daar 'n seentjie gebore was, het hulle daai seentjie geneem en ons ken die verhaal. Maar sy het nie gewag dat hulle aan haar deur kom klop nie. Die oomblik toe haar kind gebore was, het sy gegaan en sy het oorgegaan in aksie. Sy het nie opgegee nie. Sy het oorgegee aan God se plan, aan God se wil in haar lewe. En geloof, vriende, vir al ons dames, luister mooi, is nie net om te glo nie dat God kan nie, maar dit is om te beweeg asof hy sal. Ek wil dit weer sê. Geloof is nie net om te glo dat God kan nie, maar om te beweeg asof hy sal. En miskien is daar weer eens bekommernis in jou hart oor jou kinders, maar kom in beweging oor jou kinders se lewens en glo dat God sal. En ek wil vir jou vra, wat se mandjie is daar in jou geloofslewe wat jy vandag moet begin aan mekaar weef? Wat se aksies is daar waantoe jy moet oorgaan? Is daar iets wat jy voel jou dalk terughou, dat vrees nog steeds oor jou lewe beheer het? Mag jy net soos Jochebed in beweging kom, dat jou geloof in aksie sal kom, want die eindresultaat daarvan sal jy nooit verstaan nie. Wanneer jy aksie neem en jou geloof en vertroue in die Here sit, dan is dit daardie let go and let God, né? En toelaat dat die Here die wonderwerk doen. Aan die einde van Moses se lewe het hy 'n volk bevry. En jy sal nooit weet wanneer jou geloof in aksie kom,
wat dit kan doen nie. Maar met hierdie aksies, is dit nodig dat ek en jy partykeer ook selfbeheersing moet hê, want, kom ons wees eerlik, partykeer is ma's control freaks. Ek weet, ek het 'n ma van my eie en ek het ook 'n vrou, wat 'n ma is. En ek kan sien partykeer, hoe sy wil net nie beheer verloor nie. Sy wil net daar wees om seker te maak dat alles oukei is, dat my kind alright is, en dat alles goed sal gaan. En ek dink aan hierdie emosionele pyn, waardeur Jochebed moes gegaan het. Want sy moes sekerlik haar babietjie gehoor huile daar in die riete. En dan, wat is 'n ma se eerste reaksie? As jy 'n kind oorhuil, dan wil jy net optel en troos. Maar sy moes selfbeheersing toepas, om te sê, ek gaan dit nie doen nie, want ek weet, daar is 'n ander plan vir hierdie kind se lewe. Daar's iets groters wat moet gebeur, en daarom moes sy selfbeheersing toepas. Sy moes seker gedink het, as ek net nog 'n bietjie langer by my kon hou. Miskien tot jy 6 maande oud is, of miskien totdat jy 'n jaar, of miskien totdat jy kan loop. As jy net kan loop, dan sal ek jou afgee. Maar sy moes luister. Sy moes oorgee. Miskien het haar 6de sintuig vir haar gesê, moenie die kind in die mandjie sit nie, dis gevaarlik. Hoe baie keer as moeders, wel ek is 'n pa, maar ek kan myself net indink, nog meer in die geval van 'n moeder. Hoeveel keer gebeur dit, dat ons nie net dink, ag, as my kind net nie dit sal doen nie, of net nie daaraan blootgestel word nie. Want daar's soveel gevare. Dan moet ons selfbeheersing hê, om toe te laat, dat hulle lewens lei, en toe te laat dat die wil van die Here ook in hulle lewens geskied. Sy het nie toegelaat, dat haar emosies oorneem nie. En dan, wil ek vir jou hierdie skrif lees, wat ons so goed ken in Galasiërs 5, wat gaan oor die vrug van die Gees, en spesifiek selfbeheersing, né? Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, en dan selfbeheersing. Om selfbeheersing te hê is nie maar net iets wat jy doen nie. As jy toelaat dat die Heilige Gees selfbeheersing deur jou laat werk, dan is daardie karaktereienskap van God so 'n kragtige, ek wil amper sê wapen in die Here se hand, maar deur jou lewe. Dis nie 'n swakheid nie. Om selfbeheersing te hê en uit geloof op te tree met geestelike krag is 'n wapen in God se hand vir die toekoms. Nou, moeders, ware moed verg soms dat jy jouself moet terughou. Dat jy nie altyd moet optree nie. Nie altyd moet doen nie. En dan om wysheid bo emosionele besluite te kies. En my gebed is dat die Here jou sal toegooi met goddelike wysheid. Miskien het jy nog jong kinders, soos jy vandag hier sit. Miskien het jy klein kinders. Dalk is jou kinders se besluite wat hulle geneem het, vir jou nie die beste besluite nie. En dan moet jy partykeer op jou tong byt, of jy moet jouself net keer om op te tree. Mag die Here vir jou wysheid gee. Moederskap verg heel dikwels die moeiliker pad, en nie die maklike pad nie. Want daar's 'n groter doel. Daar's iets groters wat moet gebeur, en dit is nie opgee nie. Om selfbeheersing toe te pas is nie om op te gee nie, maar dit is om oor te gee aan God se plan. Mag die Here jou die krag gee om dit te doen. Ek wil 'n stelling maak, en ek wil jy moet dit mooi lees en mooi luister, al ons moeders. As 'n moeder, maak jou keuses en jou opofferings 'n verskil. Dink elkeen van ons wat hier sit, kan getuig van 'n moeder se keuses, 'n moeder se besluite, opofferings wat 'n ma gemaak het, sodat ons kan wees waar ons vandag is. En miskien is jou moeder nie meer met jou nie, maar jy het nog steeds die herinnering
Miskien het jy die onthou van 'n ma wat vir jou gebid het. 'n Ma wat nagte deur saam met jou toe jy moes gestudeer het, gesit het. 'n Ma wat jou getroos het toe jy hartseer was. 'n Ma wat haar laaste geld vir jou gegee het sodat jy iets kon doen daarmee. 'n Ma wat eerder teruggestaan het miskien en gekies het om 'n kleiner porsie te eet sodat jy meer kan kry om te eet. Groot opofferings wat 'n moeder maak. Jochebed het nooit 'n boek geskryf nie. Sy was nie 'n persoon van aansien gewees nie, maar sy het 'n bevryder groot gemaak. Sy het die voorreg gehad om te sien hoe die persoon wat 'n hele volk bevry voor haar oë groot word. Maar sy het God vertrou toe dit haar moeilikste uur was. Mag jy ook by so 'n plek kom waar jy sê, Here, ek kies om U te vertrou. Dit het my alles gekos, ek het my alles in daardie mandjie gesit. Maar vandag plaas ek my alles in U vertroue. Ek gee dit in U hande oor. En ek wil vir al die moeders hier sê, jy maak 'n verskil. Jou lewe maak saak. En vandag sien ons dit raak. Vandag eer ons jou vir jou stil gebede. Ons eer jou vir jou opofferings. Ons eer jou vir jou liefdevolle leiding. Selfs baie keer ook die hart praat. Ons eer jou vandag. Jy's besig om 'n saad te saai in iemand se lewe wat dalk net 'n bevryder sal wees. En mag jy altyd onthou, ware liefde verdryf die vrees in jou lewe. En mag jy geloof hê, maar laat jou geloof in aksie oorgaan. Maar wanneer jy in aksie oorgaan, mag jy ook die selfbeheersing hê om te weet wanneer om op te tree, maar wanneer om vir die Here te sê, Here, dis nou in U hande. En soos Jochebed, het jy geen idee wat die Here deur jou gehoorsaamheid wil doen nie. Ek wil vir al ons moeders 'n gebed doen. So ek wil vra, as jy 'n moeder is, wil jy nie daar waar jy is vir my net opstaan nie. En ek weet, dit is nie moontlik vir almal nie. So as dit nie vir jou moontlik is om te staan nie, asseblief bly sit. Maar as jy kan, en jy is 'n ma, geestelike ma, ander ma, biologiese ma, as jy 'n ma is, staan asseblief vir my. Het Martelies gesê, hierdie is die gom. Hierdie is die gom wat gesinne en families bymekaar hou. Jy maak saak vir God. Jou lewe maak saak. Wanneer jy jouself in die spieël sien, moenie net kyk na die foute en na die verkeerde besluite nie. Maar sien ook raak hoe die Here jou gebruik. Hoe die Here jou motiveer, hoe jy jou inspireer, hoe jy jou krag gee om elke dag te doen waarvoor hy jou geroep het. Want om 'n ma te wees, glo ek is 'n roeping. Dit het nie per toeval gebeur nie. Jy's 'n ma omdat die Here dit so bestem het. Ek wil vra dat al die mans, terwyl julle so sit, kom ons trek ons hande uit na ons moeders toe. En kom ons bid vandag vir hulle. En vra dat die Here hulle sal krag gee en sal seën op hulle reis vorentoe. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg wat ons het om vandag elkeen van hierdie pragtige moeders aan U op te dra. En Here, soos hulle hier staan, weet ek daar was moontlik baie trane wat gestort is. Daar was moeilike besluite wat geneem is. Daar's soveel opofferings wat gemaak is. Daar's baie keer harte wat gebreek is en wat stikkend is. Daar's baie keer knieë wat vol eelte is soos dit deur gebid is. Bedegoed wat nat gehuil is voor U, Here. Maar mag dit nooit ophou nie.
Mag jy ons moeders vandag net nuwe krag gee om aan te hou bid, aan te hou vertrou, aan te hou sterk wees, aan te hou opoffer, aan te hou om die wil van die Here te soek in elke gebed wat hulle bid vir hulle mans, maar ook vir hulle kinders, Here. Dankie dat U hulle seën. Dankie dat U vir hulle nuwe krag gee. Dankie dat U hulle sterk maak wanneer hulle voel hulle is swak. Dankie Here dat U hulle vashou wanneer hulle voel hulle is alleen. Dankie Here dat U vir hulle wysheid gee om die regte besluite te neem. Maar dat U hulle ook by 'n plek bring waar hulle kan sê ek laat gaan want ek weet U kan baie beter doen as wat ek kan doen. En dat U hulle dan die vermoë sal gee om aan te hou om te bid totdat die antwoord kom. Dankie Here vir ma's. Dankie Here vir vroue in ons lewens en ons eer U daarvoor in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Mamas, julle kan weer sit. Ek wil hê jy moet na die skerm hier agter my kyk. Ons het so 'n kort video saamgestel van ja, ek gaan niks sê nie. Julle moet net kyk. Dankie vir my dinosaurs vir my mamma, papa. Dankie mamma vir my se liefde en opofferings en ondersteuning in my lewe. Dankie vir mamma se liefde en insig en wysheid wat my aangestuur het vir my en mamma wat nog al die jare by my was en is en vir die res van my lewe. Dankie mamma vir alles wat mamma vir ons doen elke dag en al ons liefde. Dankie mamma, dat is dit ek kan wees. Dankie mamma vir al jou liefde. Maar ek is dankbaar vir al die gebede. Selfs as ek gedink het ek het dit nie nodig nie. Dankie mamma vir al die advies wat jy gee en dat jy altyd daar is vir my. Dankie mamma vir alles wat jy al gedoen het. En dankie vir al die drukkies wat jy vir my gedoen het. Baie dankie mamma vir alles wat mamma vir my gedoen het. En ja, nie so leuk. Dankie mamma vir my lekker lewe wat ek saam met mamma al gehad het en ek ook mamma die lekker dag, daai dag en ek is baie lief vir mamma. Nee, weet julle wat nee, my ma is vandag, wel nie vandag, maar sy is nou 87. En sy is absoluut vir my 'n voorbeeld van sterk wees en staan vas op haar voete en sy glo. Baie goeie voorbeeld vir my. En sy was nog nooit, my ma was nooit 'n koekiebak ouma nie. My ma was 'n kamp ouma. 'n regte ouma. Wat jou leer om te kamp en om die natuur te geniet en ek is altyd ewig dankbaar. Dankie mamma vir alles. Ja, ek is net baie dankbaar vir my ma wat altyd daar is as ons raad nodig het. Mama, ek is dankbaar vir die lifelong vriendskap wat jy met my gaan gee, wat jy vir my bied en die vertroue en die liefde. You are my whole life and I love you more than anything. My moeder, ek is dankbaar vir alles wat mamma vir my gedoen het en ek is baie lief vir mamma. Mama, ek is net baie dankbaar dat jy altyd daar is vir my man en ek iemand nodig het of weet ek dit self nie. Ek is baie dankbaar om die mamma te wees van 2 pragtige seuns, maar hierdie jaar is ek ook 'n mamma van 'n dogter. Want ek het die titel van skoonma gekry vroeër hierdie jaar, so my kroos het bietjie vergroot. Dan is ek dankbaar om my skoonma vandag by my te hê. By haar het ek geleer van hardwerk, deurdruk. Ek kon nooit so fiks wees soos sy nie, want ja, sy het op 38 van eerste kamerits gehad, ek kon dit nie doen nie. Maar sy het my geleer van konfyt kook, koekies bak, beskuit bak en altyd bid vir jou kinders. Dis iets wat ek baie geleer het, moet nooit ophou om vir jou kinders te bid.